Hi julle, goed by julle. So ek het besluit, ek gedink, dis beter om ons nuwe kursus so te rekord, want vanoggend het ons die audio gerekord, maar dit was verskriklik lank, 'n uur lank, en dit was bietjie te mekaar, omdat ons nou obviously bietjie tussenin gesels het en so. So ek gedink, hierdie gaan 'n beter manier wees om ons nuwe kursus te rekord. So, ons is besig met goddelike genesing, geestelike oorlogvoering, en vandag se sessie het gegaan oor verstaan geestelike oorlogvoering. Hoekom moet ons dit doen en hoe doen ons dit? Dit is al hoekom hoe. Okay. So my inleiding is eenvoudig dit. Efesiërs 6 vers 10 tot 12 staan die volgende. Eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So, wapenrusting, wapenrusting, wapenrusting. En ons het vanoggend 'n bietjie meer in detail gegaan oor die wapenrusting, maar ek gaan later in die kursus in baie detail gaan oor die wapenrusting en hoekom ons moet aantrek en dat elke ding is iets waarmee ons kan beklei in die gees, wat amazing is. Okay, so leer jou wapenrusting. So daar's 3 opdragte. So hierdie is 'n opdrag. Ons moet geestelike oorlogvoering doen. Dit is 'n opdrag van Vader. So dis 'n algemene opdrag. Opdrag nommer 1. Staan in Efesiërs 6 vers 10. Laat jouself voortdurend versterk word deur die krag van sy sterkte. So dit is die krag wat reeds tot ons beskikking is deur Jesus Christus. Onthou, ek dink in Efesiërs, die vroeë hoofstukke praat hy van, ons is nou 'n nuwe skepsel, ons is nou in Christus, ons moet nou dink en doen soos Christus, wat amazing is. Maar, ons moet onthou, ons het dan nou 'n posisie. Ons is onder Christus, so ons is onder sy beskerming, ons is onder sy bloed. Dis hoekom ons geestelike oorlogvoering kan doen. Jy kan nie buite Christus staan en dink jy kan geestelike oorlogvoering doen nie. Dis 'n saak van onmoontlikheid, jy gaan vir jouself baie moeilikheid maak. Okay, dan sê hy, laat jouself voortdurend versterk word deur die krag wat reeds tot jou beskikking gestel is in jou nuwe posisie en verhouding met Jesus Christus. Dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat nou binne ons woon, en dit is die Heilige Gees. Alright. Dan is daar 'n spesifieke opdrag. Spesifieke opdrag is hoe doen ons hierdie oorlogsvoering? Baie maklik. Dit is vers 12 wat vir ons dit sê. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. So, hoe doen ons dit? Ons trek die wapenrusting aan. Wapenrusting. Ouens, ek kan nie vir julle sê hoe belangrik is die wapenrusting in geestelike oorlogvoering nie. Dit is bitter belangrik. Alright. Dis deur voortdurend en herhaaldelik spesifieke tye die geestelike beskerming wat God vir jou voorsien het aan te trek. So die wapenrusting is ons geestelike beskerming met die uitdruklike doel om jou posisie in Christus vas te hou. Okay, hou vas aan daai posisie in Christus, né? Terwyl jy gebombardeer word deur die sataniese strategie wat ontwerp is om jou te vernietig en of jou onaktief te maak in die koninkryks lewe. Julle, die duiwel is nie altyd daarop uit om ons dood te maak nie. Hy is baie keer, meeste van die kere is hy daarop uit om ons onaktief in ons roeping te maak. As die duiwel ons kan besig hou met goed waarvoor ons nie geroep is nie, het hy klaar die oorlog oorwin. So, jy moet regtig moenie onaktief raak in jou koninkryksroeping nie. Want God het jou nodig vir 'n tyd soos die. God het jou gemaak vir 'n tyd soos die, sodat jy iets in die koninkryk, iets amazing in die koninkryk kan doen. En die duiwel kom nie altyd met 'n verskillike bang nie. Hy kom strategies. Strategiese planne. Hy sê dit so in die woord. Sy strategiese planne. Okay, die rede, hoekom moet ons hierdie goeders doen? Hoekom is hierdie vir ons bevele? Die rede vir die bevele in vers 10 en 11, dit is omdat ons werklike stryd, julle, stryd, 'n stoeigeveg tot die dood, nie teen fisiese, materiële teenstanders, mense, omstandighede, organisasies is nie, maar teen die hiërargie van die demoniese magte wat in ons geestelike riekelm veg. Julle, ons moet regtig die mens van die gees begin skei. 80% van ons stryd is nie fisiese stryd nie.
Ek het vanoggend aan die girls gesê, 80% van ons stryd is in ons kop. Die ander 20% is van buite af. Dit is nou iemand wat iets sal sê, of iemand wat iets sal doen, wat jou sal omkrap, of wat jou hart sal seermaak, of dis van buite af. 80% is in ons kop. Onthou, die duiwel kan dit gedagte plant, maar hy kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kyk hoe jy reageer en wat jy doen, of jy die gedagte aangegryp het, of jy hom nie aangegryp het nie. Okay, so onthou dit, die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy kan 'n gedagte plant. Okay, dan 5 basiese waarhede oor geestelike oorlogvoering. So daar's 5 basiese waarhede oor oorlogvoering. So ek wil gou dit met julle deel. Eerste een, daar is 'n onsigbare wêreld. Moenie vir 'n oomblik dink daar is nie een nie. En hy's net so werklik soos die sigbare wêreld. So, ek wil graag vir julle hierdie ding lees in 2 Konings 6 vers 15, maar ek gaan dit vir julle somme in Engels lees, want dis nou die nota wat ek nou die naas sê, dis 'n Engels ene. So hy sê dit so. Now, when the attendant of the man of God has risen early and gone out, behold, an army with horses and chariots was cycling the city. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? So he answered, Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Then Elijah prayed and said, O Lord, I pray, open his eyes that he may see. And the Lord opened his servant's eyes, and he saw, and behold, the mountains was full of horses and chariots of fire all around Elijah. When they came down to him, Elijah prayed to the Lord and said, Strike these people with blindness, I pray, God. So he struck them with blindness according to the word of Elijah. Then Elijah said to him, This is not the way, nor is this the city. Follow me, and I will bring you to the man who you seek. And he brought him to Samaria. Julle, dis 'n werklikheid. Dat Elijah kon sien, hy kon in die gees in daai oomblik sien, en hy kon sien die duisende engele wat saam met hulle gaan veg, is baie meer as die fisiese mense wat voor hulle staan. Maar wat my so mooi is in hierdie stukkie is, dat Elijah stop, en hy gaan na die ou en hy sê vir hom, hierdie is nie die manier hoe ons moet beklei nie. So, partykeer is 'n geestelike oorlogvoering nie joune om te beklei nie. Onthou, ons lewe klaar in oorwinning. Jesus het klaar vir ons die oorwinning behaal. Ons veg uit oorwinning uit. Okay, so partykeer is 'n geestelike fight nie jou fight nie. Moenie op betrokke raak nie. Okay, ons is betrokke in 'n onsigbare oorlog. 'n Komediese konflik wat ewige implikasies het. So, ons bly in 'n stryd. En ons bly, die duiwel gaan aanhou probeer om jou te kry om jou roeping te mis, om jou doel te mis. Want as jy dit kan regkry, kan jy nie in jou roeping leef nie. En dan voel 'n mens partykeer, what am I doing on earth? Wat is ek besig om te doen? En ek sê nogals, die ding vanoggend vir die girls, ek sê vir hulle, my man het eendag gesê, dat die duiwel weet wat 'n sonde pas jou soos 'n handskoen. Die duiwel gaan jou nie tempteer met iets wat hy weet, gaan jou nie pas soos 'n handskoen nie. En dit is waar ons moet waak. En dit is waar ons oorlog moet maak. Ons moet oorlog maak teen die versoekings, die liste van die duiwel. En dis om vir julle sê, hierdie is regtig, julle, dis 'n kop ding. Ja, dit is 'n geestelike ding. Ja, dit is 'n fisiese ding. Maar ons wen die oorlog 80% in ons kop. Om die regte besluit op die regte tyd te maak. Okay. Ons vyand is gewelddadig en sy doel is om ons te vernietig en die saak van Christus in diskriet te bring. So, die duiwel is daarop uit om ons te vernietig. Die woord sê dit so mooi. Hy sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Moenie verslindbaar wees nie. Wees besig met die dinge van Christus en met die dinge van die wêreld nie. Want as jy besig met die dinge van die wêreld, kan jy verslind word deur die duiwel. Dan, 4-1. Ons moet ons vyand respekteer, maar hom nie vrees nie. Alright. Wie vrees ons? Ons vrees God en God alleen. Niemand anders nie. Maar, ons moet hom respekteer.
maar word deeglik bewus van sy metodes, soos die ding wat ek jou gesê het. Jy weet wat jou sonde is, die duiwel weet wat jou sonde is, Christus weet wat jou sonde is, hou bly weg van jou sonde. Want dis sy metode om jou weg te trek van Christus af. Want as jy onder beskerming van Christus kan uitkry, dan kan hy hier op sy speelgrond met jou lekker speel. Maar as jy onder die beskerming van Christus bly, is jy beskerm. Dan is jy besig om onder Christus te werk. En ja, baie sondes vat 'n rukkie om uit te kom. Bly onder beskerming van Christus terwyl jy met daai sondes werk. Want as jy buite dit gaan, gesê ek nou vir jou, die duiwel gaan vir jou rol met jou sondes. Bly onder beskerming van Christus. Kies om soos Christus te wees. Kies Christus, kies die lewe, moenie die dood kies nie. Die sonde is dood, dit lei na die dood. Die woord sê dit, kies Christus, so jy kan lewe en oorvloed hê. Dan, ons laaste ene. As gelowiges in Christus veg ons nie vir oorwinning nie. Jesus het klaar oorwin, jy hoef nie te fight vir oorwinning nie. Ons fight van oorwinning. So as jy jou hart net vir Christus gegee, staan jy onder die bloed van Jesus Christus. So nou het jy hart net vir Jesus gegee. Nou van daai plek af kan jy fight teen jou sondes. Jy kan fight in jou sondes. God en Jesus Christus het alles vir jou hier gegee om te fight in jou sondes. Jy is vry. Jy is waarlik vry onder Christus. Gaan die temptations kom? Oh yes. Want wat doen die duiwel? Hy wil nie hê jy moet onder Christus se beskerming wees nie. Hy wil nie hê jy moet besig wees met dinge van Christus nie. So hy gaan jou bly tempteer. Hy gaan bly om te sê wat ook al die duiwel vir jou sê om 'n sonde te doen. Bly net onder Christus. Bly onder sy hand. Bly onder sy bloed. Alright, dan, laastens, ek gaan nou weer gou vir julle lees. As gelowiges in Christus, veg ons nie vir oorwinning nie, maar vanuit oorwinning, okay? Onder Christus, ons veg daaruit, nee? In Jesus Christus se krag is ons onoorwindelik. So ek wil hê julle moet dit wees, weer eens, ons kan niks doen sonder Jesus Christus nie. Die woord sê so mooi, hy sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Hoe kan hy dit sê? Want hy's in Christus. Christus maak alles moontlik. Uit jouself uit kan jy dit nie doen nie. Dis amazing in die Bybel, ek gaan dit nou maar sê soos wat ek kan dit onthou, so jy my genade. So, daar is 'n ou, daar's duiwels in hom, ander ouens se disippels straal dit uit, die duiwels uitdryf, hulle kom nie reg nie. Dan kom Jesus se disippels en hulle traai die duiwels uitdryf en hulle kom nie reg nie. En dan kom hulle die disippels na Jesus toe, of Jesus kom daaraan en hulle sê, Here, ons traai die duiwels uitdryf, maar dit werk nie. Want elke keer as hulle traai die duiwel uitdryf, dan sê die duiwel vir hulle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Duiwel ken ons nie, want ons is nie in staat by onsself om duiwels te kan uitdryf nie. Ons is nie in staat by onsself om ons eie demons, ons sondes te veg nie. Maar toe Jesus in die prentjie kom, toe gaan daai duiwel. Hoekom? Want hy ken Jesus. Julle, die duiwel ken vir Jesus. Die duiwel ken vir Jesus baie beter as wat baie mense vir Jesus ken. Want onder Jesus, as jy in Jesus se beskerming staan en sy bloed staan, wat die duiwel sien is Jesus. Gaan nog sê sy lak draai, oh yes, want hy het vir Jesus ook getem, as jy reg kan onthou, hy 40 dae. So moenie dink, omdat jy in Jesus is, jy gaan nie getemd word nie, jy gaan. Maar ons veg uit oorwinning, nie vir oorwinning nie. So ek hoop julle is excited saam met ons, met hierdie kursus. Ek dink regtig dit gaan vir ons 'n amazing tyd wees. Ek dink God gaan vir ons baie goed oopbreek. En dan wil ek dit graag sommer vir ons afsluit terwyl ons nou sommer hierso is. Alright. Dankie liewe Vader vir 'n heerlike dag. Dankie Vader dat ons kan leer van geestelike oorlogvoering. Dankie Vader dat ons weet deur Jesus Christus het ons alle krag en alle mag soos wat God dit aan ons verleen. Ek vra dat hierdie girls en die manne wat hierdie kyk, julle sal seën en hulle sal beskerm, hulle attent sal maak op die vyand in hulle lewe. Vader God, ek vra dat jy saam met hulle sal gaan op hierdie journey van geestelike oorlogsvoering. Ek vra dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen.